Laasweek het ons uit Lukas 17 gelees en die een kort gelykenis wat Jesus vertel het daaroor gegaan dat ons nie moet verwag dat die Here vir ons dankie sê nie. Dis verkeerd om. Ons sê vir hom dankie deur dit wat ons doen. En alhoewel dit nie die skriflesing is vanoggend nie, dit is wel op die leesroosterteks, demonstreer hierdie verhaal van wat gebeur het direk daarna waaroor gaan die wet. Dat die wet en dit hoe ons wil leef gaan oor dankbaarheid. Die belangrikheid daarvan. Ek lees van vers 11 af. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jerusalem al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Ons wat ook roep, Jesus Heer, ontferm U oor ons. En Jesus wat hom ontferm oor ons, keer op keer. En een van hulle, dis nou die reaksie op sy ontferming, en een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê Jesus: staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Die Here het hom ontferm oor al 10. Maar dit is so maklik dat self ontferm die Here hom oor ons. Self al sê hy weer en weer vir ons: ek vergewe jou. Ek het jou my kind gemaak. Is deel van 'n geloof wat red, 'n geloof wat sê dankie en wat daar volgens leef. En ons wat dit soveel keer vergeet. Kom ons bid saam. Here, ons is bewus daarvan dat ons maar net mense is. Ons is die kinders en ons hoef niks te doen om U ontferming te verdien nie. Maar Here, ons raak vasgevang in ons eie wêrelde uit en ons raak vasgevang in ons houding van selfsugtige houdings wat net voel, maar ek verdien meer. Here, ons verdien niks nie, maar U gee dit vir ons. U genees ons van sonde, van spanning. U genees ons van fisiese siektes ook. En Here, ons wil deur ons lewens met vreugde vir U lewe, uit dankbaarheid vir U lewe. Amen. Kom ons staan as 'n danksegging, as 'n loflied en 'n blymoedige lied, lied 525 vers 1 en 3, lied 525 vers 1 en 3. Kom ons staan. Here, hoe bly my
Ons lees vanoggend uit Lukas 17, dit net die gedeelte na die 10 melaatses, Lukas 17 vers 20 tot 37, met die tema moenie so bang vir die wederkoms wees nie. Kom ons lees saam. Toe Jesus op 'n keer deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God kom, het hy hulle geantwoord: Die koninkryk van God kom nie met duidelike waarneembare tekens nie. Mense sal nie sê, kyk, hier is dit, daar is dit nie, want kyk, die koninkryk van God is in julle midde. Hy het aan sy disippels gesê: Daar kom 'n tyd wanneer julle sal begeer om maar een van die dae van die seun van die mens te sien, maar julle sal dit nie sien nie. Dan sal die mense vir julle sê, kyk daar, of kyk hier. Moenie gaan nie, en moenie agter hulle aanloop nie. Want soos 'n weerligstraal die hemel van die een kant af tot aan die ander kant verlig, so sal die seun van die mens op sy dag verskyn. Maar eers moet hy baie lyding verduur en deur hierdie geslag verwerp word. Net soos in die dae van Noag gebeur het, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet, gedrink, in die huwelik getree en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan en die vloed gekom en almal vernietig het. Net so het dit ook in die dae van Lot gegaan. Hulle het geëet, gedrink, gekoop, verkoop, geplant en gebou, maar op die dag dat Lot uit Sodom weggetrek het, het daar vuur en swaal uit die hemel gereën en almal vernietig. Dit sal net so wees op die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Wie op daardie dag op sy dakstoep sal wees met sy besittings nog in die huis, moenie onder toe gaan om dit te gaan haal nie. Net so moet die een op die landerye nie terugdraai na wat agter is nie. Onthou Lot se vrou. Wie probeer om sy lewe te beveilig, sal dit verloor, maar wie dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, daardie nag sal 2 mense op een bed wees, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal besig wees om by dieselfde meel te maal, die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Hulle vra toe vir hom: Waar, Here? Hy antwoord hulle: Waar die karkas lê, daar sal die aasvoëls ook versamel. Voordat ons verder bid, luister, kom ek bid vir ons die woorde van lied 442, wat 'n gebed is vir ons elkeen. Gees van God, wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God, wat in ons woon, kom en reinig my. Lei ons, Here, leer ons, vorm ons tot U eer. Gees van God wat in ons woon, leer ons deur U woord. Amen. So 'n paar weke terug het Dani Botha se voorspelling van die wederkoms hom weer 'n bietjie bekend gemaak. Geen verrassing nie, en ek hoop dit was nie 'n verrassing vir enigiemand van ons, van julle nie. Het dit nie gebeur nie. Dis dinge wat soveel keer gebeur en dit gaan weer gebeur, dit kom en dit gaan. Mense maak sommetjies en het ontdek geheime kodes in die Bybel en hulle maak sommetjies met 'n Maya kalender of dit is die einde van die millennium en elke nou en dan en dit gebeur nie. En baie keer word dit gebruik die wederkoms om mense te dreig, om mense te probeer kom tot bekering, want kyk hoe verskriklik sal die dag wees as jy nie is nie. Kyk hierdie skildery
van Michelangelo. Nou dis in die Sistynse kapel in die Vatikaan, en ons ken almal die skildery van die 2 vingers, die skepping van die mens of van Adam, wat op die dak is van die Sistynse kapel, God se vinger en Adam se vinger, die mens en so bymekaar is. Hierdie is 'n ander deel, en is net 'n klein deeltjie van 'n groot spul mense, waarop ek ingezoom het. Jy sien die trompette, en mens sien die mense wat bang is, en daar lyk iets soos 'n spokerigheid, 'n mens wat amper nie 'n geraamte meer het nie, wat opgetrek word nie, onder is 'n duiwel tipe figuur wat mense slaan, wat in bootjies is vrees aan die hand, hoe dit gebruik is om mense bang te maak. Ek het hierdie tema van moenie so bang wees vir die wederkoms nie, gaan haal by 'n preek wat Dr. Stefan Joubert so 'n week terug gepreek het by Kerk Sonder Mure, en ek het baie geleen, ons mag nie steel in die kerk nie, so ek het baie geleen by hom oor party van die punte. Wat hy sê en wat so duidelik waar is, dat die hele Nuwe Testament stem saam hieroor, oor dat daar 'n dag kom, dat Jesus weer gaan kom. Dis deel van ons geloofsbelijdenis wat ons sing. Jesus kom weer, die wederkoms. Die gedeelte wat ons gelees het, as mense so vinnig lees, is 'n bietjie vreemd, want terwyl Jesus nog op aarde was, het hy gesê, ja, daar kom 'n dag, die seun van die mens. 'n Dag wat deur die Ou Testament ook voorspel is. Maar is eintlik 'n ding wat oor en oor voorspel is. Ding wat gesê het, daar kom 'n dag van die Here, en dan gebeur dit. Die Here breek op 'n besonderse manier in, maar dan is daar weer 'n verwagting van die dag van die Here. En dan kom dit weer, maar die hele tyd is daar 'n verwagting van die einde, waar die Here finaal gaan breek met die bose. Finaal gaan regeer. Die eerste 2 versies, en dit sê iets van die probleem waarmee ons sit is, sê Jesus, eintlik sê die Fariseërs vra vir hom, wanneer kom die koninkryk? En dan sê Jesus, moenie luister nie, die koninkryk van God is in julle midde. En hy sê, julle vra waar is die koninkryk? Hier is ek. Ek het die koninkryk laat deurbreek. Hier is ek. Maar dan net as hy bietjie apart gaan met die disippels, dan praat hy van die dag van die Here, wat die seun van die mens kom. En dan se duidelik praat hy van nog 'n geleentheid in die toekoms. Ons sit, so belangrik as wat die wederkoms is in ons geloof, soveel van 'n probleem is dit ook. Want hier het Jesus gekom, God is op aarde, en toe hy opgevaar het na die hemel, toe het hy sy gees gestuur, en God is nog steeds op aarde, God met ons. Hy het ingebreek met die kruisgebeure, met menswording. Iewers in die toekoms kom Jesus weer. Wat van hierdie lastige deel tussendeur? Ons kan praat, en baie teoloë praat van hierdie tyd tussendeur, as tussen die hier en die nog nie. Die koninkryk van God is hier, die Gees werk, die evangelie kan versprei word na al die nasies. God is hier, maar kyk ons rondom ons, dan sien ons, partykeer lyk dit duidelik. Hier, dit is nie hemel op aarde nie. Ons bid, laat sy koninkryk kom, soos in die hemel, soos op aarde, maar dis nog nie hier nie, dis hoekom ons dit bid, maar daar kom 'n tyd. Die Here is hier, maar hy is nog nie weer hier nie. Wat lees ons van die Bybel, van die wederkoms in hierdie gedeelte, in die Bybel, in die Nuwe Testament? Wat lees ons? Die een ding wat ons baie duidelik lees, hoekom gaan hy nou verkeerde kant toe? Is, die dag van die Here is onverwags.
klaar in 1 Tessalonisense 5 en ek sê reeds in 1 Tessalonisense, omdat Tessalonisense waarskynlik die eerste geskrifte is in die Nuwe Testament. Voor die evangelies geskryf is, toe is hierdie brief van Paulus aan die gemeente in Tessaloniki geskryf. En reeds dan is dit praat hulle van die wederkoms. En hy sê vir hulle, oor die tyd en omstandighede wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf in die broers. Hoekom sê Paulus dit? Is nie nodig nie, want julle weet dit. Ek was mos daar, ek het julle geleer. Dis nie nodig om te skryf nie. Maar dan sê hy, julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Ten minste 4 keer in die Nuwe Testament is dit die beeld, spesifieke beeld wat gebruik word. Die koms van die Here, die wederkoms is soos 'n dief in die nag, onverwags. Dis in Petrus so, dis in Openbaring wat Johannes het skryf, Matteus skryf ook so, soos onverwags. As iemand met ander woorde vir ons sê, dis so eenvoudig soos dit, broers en susters. As iemand sê, hier is dit, ek het dit uitgewerk, of die Here het my geopenbaar, eenvoudig om te sê, nonsens. Oor en oor word het gesê, onverwags. Mense gaan dit sê, moenie hulle glo nie. Hier in Lukas 17 word die beeld van die dief van die nag nie gebruik nie. Dit word gesê, dat ek gou kry, vers 24, soos die weerlig wat uitslaan, die hele ligruim van die een kant na die ander verlig, so sal die seun van die mens kom as die dag van sy koms daar is, onverwags. Jy hoor nie eers 'n weerlig nie, jy sien hom en dan weet jy, hier is dit, dan kom die geluid daarna. Iemand sê, en dit is vir my so 'n goeie beskrywing, ons is nie 'n beplanningskomitee nie, as kerk nie. Ons is 'n verwelkomingskomitee. Dis nie ons werk om te sê op hierdie dag kom dit en dit is wat die Here moet doen en ons gaan hom daar laat sit nie. Ons is die verwelkomingskomitee wat reg is vir hom as hy verskyn om hom te verwelkom. Miskien vra u, maar wat dan van die tekens wat gedurig deur gesê word? Soos hier in die gedeelte wat ons gelees het, vra die disippels ook wat? En dan sê Jesus, wel, as die aasvoël so dra in die lug, as daar een is, weet jy nie, maar as daar baie is, dan is daar waarskynlik 'n karkas. Daar is tekens nie. Maar die tekens is nie bedoel vir ons om uit te werk wanneer dit gaan wees nie. Die betekens is daar, of dit aardbewings is, of dit nog oorloë is, wat Jesus sê, dit gaan nog erger raak, voor die einde kom. Of dit antichriste is, wat teen is, laat dit nie vir julle wees dat julle kan uitwerk nie, maar om julle te herinner, wees reg. Dit kan enige tyd wees. Hier's tekens wat julle moet vasmaak, wees gereed. Wat hoor ons nog van die Nuwe Testament oor die wederkoms? Dat daar geen vroegtydige ontruimingsplan voor die wederkoms is nie. Hierdie sê ek so as ego van wat Dr. Stefan Joubert gesê het, dat daar nie 'n vroegtydige ontruimingsplan is nie, want ek sou miskien nie so dapper wees om dit te sê nie, want daar's verskille daaroor. Hy is dapper genoeg om dit te sê, seker omdat hy dokter en professor was, want ons hoor soveel van wegraping en baie slim patrone van hoe die wegraping gebeur. En daar is van ons ook wat dit so daaroor dink, ek sal nou daarby kom. Maar dis eintlik 'n ding wat hier in die 1830s het iemand 'n boek daaroor geskryf en toe het Christene so daaroor begin dink. Ek gaan nie die volledige uitsetting hier nie, maar dit gaan daaroor dat daar 'n wegraping is op 'n stadium, party sê voor, ander sê na die 1000-jarige vrederyk, dan is daar 'n 1000-jarige vrederyk, daar's 'n tyd van verskriklike erge tyd. Maar dit laat mens dink dat dit eers in 1830s vir die eerste keer die Christene gelees is so, wat van dies voor dit, nê?
kry baie soos die Left Behind reeks, so aan baie verhale. In Amerika is dit verdeel 50-50 omtrent van Christene wat glo in hierdie verdeling of nie. Hoekom word dit nie in die NG Kerk gepreek nie? Die rede daarvoor is omdat daar bitter min NG predikante is wat dink dit is wat oortuig is ons moet die Bybel so lees. Dis hoekom dit min gepreek word. Die deel wat ons gelees het is een van die gedeeltes wat baie keer gebruik word waar daar vir die argument vir die wegraping dat daar 2 vrouens in die land gaan wees en een gaan weggeneem word en een gaan oorbly. Een probleempie daarmee is dat daai woordjie van weggeneem eintlik 'n negatiewe woord is. Dis nie van ons jy word gered nie. Dis dieselfde begrip as toe Jesus gevange geneem is en weggeneem is deur die soldate. Die feit of die punt eintlik daar is, wees gereed. Het kan vinnig wees. Jy moet gereed wees. Jou lewe moet reg wees. Jesus se oproep is, wees gereed. Nie, wees bang om agtergelaat te word nie. Of wees bang om weggepluk te word nie. Eenvoudig, en ons kom nou by, want ek weet daar's mense wat verskil ook hierso by ons, praat, as mens nou wil, naampies daarin sit, kan mens praat van die amillennialisme, hoe ek daaroor dink. En dis 'n eenvoudige een, dis nie so opwindend soos van die ander skemas nie. Daar is 'n eerste koms van Jesus, en daar is 'n tweede koms van Jesus, die wederkoms. Val my oor nou ook af. Wanneer Jesus die nuwe aarde en nuwe hemel gaan bring. Daar is nie 'n letterlike 1000 jaar se vrederyk of vervolging nie. Dis om 'n tyd te sê, hier is 'n tyd lank waar daar vervolging gaan wees, maar wat ons moet onthou, Jesus is reeds die vredemaker hier op aarde. Sonder om in detail in te gaan. Ek verwys nou 'n paar keer, want ek is maar, dis maar hoekom ons nie preek, dink ek hier oor nie, mense is so bang vir konflik, en nou verwys ek na, ja, daar is mense wat anders daaroor, en is Christene, doen niks aan die saligheid, hoe jy ook al daarin dink nie. En ek wil nie julle vandag oortuig hiervan nie, en ek dink julle sal my nie oortuig nie, die enkelinge, en dis jammer op die streaming, dat mense dit nie ook kan so sê nie. Dis amper soos 'n blou bil wat vir 'n stormer wil probeer oortuig. Nee, skree nou vir die bulle. Wat is die kans, nê? Maar as die Springbokke speel, dan weet ons vir wie ons skree. Of dit teen Nieu-Seeland of Argentinië of die All Blacks of die Wallabies is, ons skree vir die Springbokke. Nee, ons skree nie vir die Springbokke nie. Ook hopelik ons skree vir Jesus en ons sê, Here Jesus, kom. Maar kom ons fokus eerder, is my pleidooi, op dit wat die Here vir ons sê oor hierdie tyd wat ons hier op aarde is. Wat hy sê, nee, ek ruk julle nie weg uit hierdie wêreld nie. Ek is hier by julle in die wêreld. En al lyk dit partykeer wild, wat moet julle doen hier? So, wat sê die Bybel definitief oor die wederkoms? En hy sê, leef lig en in die lig tot by die wederkoms. Dis nou weer 'n gedeelte daar in 1 Tessalonisense wat, in die deel wat ons gelees het in Lukas 17, net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die Seun van die mens verskyn. Dan moet die man wat op die dakstoep sit, nie ingaan om sy besittings in die huis te gryp nie. Leef lig is 'n mooi woord lig, want dit kan 2 betekenisse hê. Dit kan wees, leef lig, nie swaar nie. Moenie 'n spul dinge saam met jou dra nie. Besittings wat ons so maklik kan swaar, ons fokus kan afvat van die Here af. Nee, moenie terughardloop na die besittings. Jou trailer gaan ons nie hemel toe nie. Jy kan hom nie volwaag nie. Wees gefokus op die een vir wie ons skree, op Jesus Christus, op sy koms. Maar dan is daar ook die leef lig. En Dominee Jaco Strydom het so 'n boek, en ek word nie betaal vir hierdie reklame nie, wat die boek se naam is Leef Lig. Hy sê, maar gaan kyk na die eerste Christene, hoe het hulle geleef. En dan gaan dit oor die leef lig, eenvoudig, maar ook leef die lig
uit. 1 Tessalonisense weer eens 5, ons kyk weer na die Tessalonisense 5 vers 4 staan daar, maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos die dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Leef lig, gefokus op die Here en leef die lig uit. Dis nogal vir my miskien hartseer dat baie Christene kyk so na die donker, so asof ons dink ons moet al 40 skakerings van duisternis, van donker moet ons nou ken. En soveel gelowiges weet meer van die duiwel as wat die Bybel weet van die duiwel. Soveel gelowiges weet meer van die hel as wat die Bybel weet van die hel. Natuurlik is dit realiteit, né? Nee? Weereens kyk maar net in die wêreld en kyk na die bose wat daar is, wat so teen die Here is. Eintlik hoef ons nie iemand te oortuig daarvan nie, dit is daar. Nee, goed, mense jok vir hulle self, ons party mense ontken dit. Maar ons is geroep om in die lig te lewe. Om die lig te lewe en te wys, te sê, ek sien jy is nie donker. Kom, almal wat moeg en oorlaai is, sê Jesus. Kom, draai jou kruis, is partykeer 'n moeilike pad, maar hierdie is 'n baie beter pad as daardie ene wat sonder God is. Die Nuwe Testament praat partykeer 'n paar keer, iets soos 11 of 12, 13 keer van die hel, maar dit word nooit gebruik as bemarkingsmateriaal vir die hemel nie. Hoor julle wat ek sê? Party mense sê, let's scare the hell of him, en dan sal hy the hell out of him, nee? Ons maak hom so bang met die hel, dat hy tot bekering kom. Jesus het dit nooit gedoen nie. Dit is, dink ek, vandag miskien met my eiendomsverkoper, dat ek aan die voorbeeld dink, hier is hierdie pragtige borde oral, van Bergvallei, aftreeoord, nee? Sal dit goeie advertensie wees, om te sê Bergvallei, en dan te sê, ons is nie so nie, en 'n krot te wys daar, wat vol, nee, dis nie wat die Here doen, as hy die hemel adverteer nie, hy wys 'n prent, van hier so lyk dit, in God se koninkryk. So is dit om by God te wees, en om in sy wil te wees. Ons kan maar 'n bietjie minder met die duiwel gepla wees. Wel, ek sê nie almal is nie, maar ons is geroep om leef lig en in die lig tot by die wederkoms. Wees 'n alternatief in hierdie tyd wat ons lewe, vir mense te wys, so is dit, so is die Here. Hoe lyk die wederkoms? By die wederkoms verwelkom alle gelowiges die koning feestelik op aarde. Weereens gaan ons na 1 Tessalonisense, ek spring so tussen 1 Tessalonisense en Lukas vandag, en 1 Tessalonisense 4 hoor ons van die probleem wat die eerste gemeentes vroeg gehad het, dat hulle het die wederkoms baie vroeg verwag, enige tyd nou, en mense kom tot bekering, en nou sit hulle met die probleem, hier gaan van die gelowiges dood. Wat word nou van hulle? Die Bybel sê duidelik, as iemand doodgaan, is hulle reeds by die Here, maar wat word nou van hulle? En dan sê Paulus, dan gebruik hy 'n beeld, dan gebruik Paulus 'n beeld uit daardie tyd uit, van wanneer 'n keiser, of iemand belangrik na 'n dorp of stad toe gaan kom. Wat gebeur? Ja, daar kom hulle aan met die perde, en ons blaas dan 'n trompet word geblaas, en daar word die belangrike mense in die stad word afgevaardig en gaan sê, gaan uit, verwelkom julle koning, verwelkom julle keiser. Lees 'n bietjie hier, of dit nie is wat hier beskryf word nie. Wanneer die bevel gegee word, en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink,
sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Nee? Moenie bekommerd wees oor hulle wat reeds dood is nie. Hulle gaan deel hê, hulle gaan ook getuies wees daarvan en saam met ons dan loop. Uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, die verwelkomingskomitee, en so sal ons altyd by die Here wees. Moenie so bang wees vir die wederkoms nie. Gaan daar oordeel wees? Ja, ons lees dit soveel plekke ook in die deel wat ons gelees het. In Maleagi 4 word daar vertel ook van die vuur en oordeel. Maar dan vers 2 wat sê vir gelowiges, maar daar's vreugde vir dies wat by die Here is. Gelowiges hoef nie bang te wees vir die oordeel nie. Dit is ons gaan hom tegemoet as hy weer kom en sê welkom Here. En nog meer as dit, ons sê nie welkom nie. Hy kyk na ons en dan sê hy, Jesus onthou. Nee, as ons partykeer met kinders praat, dan sê ons, God sien jou oral. Jesus onthou wat jy alles doen. Dis nie die taal wat gebruik word as daar oor so iets gepraat word. Ook nie van, God slaap nooit nie. God slaap nie, nooit nie, sê die beeld, want hy is bekommerd oor ons as kerk. Jesus onthou, hy sien wat jy doen, as jy vir iemand wat dors is 'n glas water gee. As jy vir iemand klere gee, sê die gelykenis in Matteus 25. As jy iemand gaan besoek in die tronk, dan sit eintlik Jesus wat vir jou hande klap en sê, ek het gesien, dit was asof jy dit vir my gedoen het. As jy iemand help, sonder dat jy omkyk om te sien met bybedoelings, ek hoop iemand sien, ek help hierdie persoon. As jy opstaan vir Christus, as iemand iets doen wat teen sy wil is en sê, maar weet julle, jy praat so oor Jesus, maar ek is lief vir hom. Hy is die een wat ek volg. Wat sien, dat jy bid vir jou kinders, vir ander mense by die werk, vir mense waar jy bekommer is, dan kom hy en sê, weet jy, Marius, Etienne, Dave, ek het gesien. Dis amper soos 'n gradeplegtigheid wat die Here sê, goed gedoen. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal hy die prys gee van die ewige lewe, van die boom wat in die paradys staan. Ons hoef nie bang te wees vir die wederkoms nie. Dis 'n aanmoediging vir ons om te sê, wees gereed. Wees deel van hierdie triomftog wat al in die kom is hiernatoe. Ek wil afsluit met die boodskapsvertaling van Matteus 5 se saligsprekinge, waar Jesus sê, terwyl hy so op die berg staan en met die mense praat, gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is. Hulle sal definitief 'n plek kry in sy nuwe wêreld. Gelukkig is almal wat hartseer is oor al die pyn en swaar kry in hierdie wêreld. God self sal hulle trane afdroog. Gelukkig is almal wat nie dink dat hulle belangriker as ander mense is nie. God sal sorg dat elke stukkie grond in sy nuwe wêreld aan hulle behoort. Gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. God sal binnekort vir hulle wys presies hoeveel hy vir hulle omgee. Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef. God sal op die laaste dag voor almal sê dat hulle sy kinders is. Die wederkoms kom. Hoekom is jy ontsteld of bang? Moenie bang wees nie, nee. Roep saam met die kerk van alle tye, soos dit ook in Openbaring aan die einde staan. Kom ons bid en sê, Maranatha, kom Here Jesus, kom, ons kan nie wag nie. Here, dit is wat ons in ons harte net wil roep vir U.
Ons weet U is op aarde, ons sien hoe U werk, maar Here, laat U koninkryk kom. Kom tog weer. Laat U wil totaal en al geskied op aarde, soos dit in die hemel geskied. Here, ons is nie lastige tussentyd, wat ons weet, U is hier en U is magtig, U het die duiwel verslaan. Maar terselfdertyd sien ons hoe kry die duiwel stuiptrekkings en is daar soveel geweld en dinge wat vuil en lelik is. Here, U is ons. Ons wil dat U ons gebruik in hierdie tyd. Dat ons in U lig kan lewe. Sonder allerlei laste. Want U vat ons laste sodat ons U lig kan lewe. In Jesus naam. Kom Here Jesus, kom. Amen. Kom ons loof die Here met die dankoffers. Ons gaan afsluit met lied 590. Het jy gehoor dat eenmaal hier alles net sal staan, dat Jesus by sy weerkoms die dood finaal verslaan. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 2. Het jy gehoor dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.